Shalom, dis 'n pragtige dag, dis Shabbat, dis die dag wat die lewende God vir ons kom gee het en ek eer die lewende God vir jou deelname en dis regtig so amazing om jou net deel te hê van ons bediening en dat jy deel is van hierdie uitsending vandag. Nou ek sit vandag lekker gemaklik en ek wil sommer net met jou gesels, asof ek in jou sitkamer is, asof ek daar is by jou. En ek wil net so 'n bietjie met jou 'n gesprek voer vandag in terme van die rebellie wat ons in vandag se tyd ervaar en beleef. Nou, ek haal dit uit die woord uit. Nou natuurlik in die boek van Numeri hoofstuk 16 en daar is dan natuurlik 'n koneksie met Korag se rebellie en die eindtyd waarin ons vandag lewe. Want wees nou eerlik, kyk net so 'n bietjie om jou. Wat besig is om te gebeur? Daar is 'n absolute rebelsheid wat plaasvind. Daar is rebellie teen wetsgehoorsaam is, daar is rebellie tussen reg en geregtigheid, daar is rebellie tussen tussen die goddelose en die waarheid. Daar is rebelsheid wat reg oor hierdie wêreld plaasvind. Daar's rebellie in huishoudings. Ek meen ons het vandag rebelse kinders wat in skole en in huishoudings is, maar dis die tyd waarin ons lewe. Ons lewe in hierdie laaste dae en eintlik as jy gaan kyk na dit wat Korag gedoen het en dit wat vandag plaasvind, sien ons dat eintlik het niks verander nie. Niks het verander nie. Nou een ding dat die woord sê in Prediker hoofstuk 1 vers 9, hy sê wat gewees het, dit sal daar weer wees en wat gebeur het, dit sal weer gebeur en daar is glad niks niets onder die son nie. So alles het al reeds gebeur en alles vind net weer plaas. So die patroon herhaal homself op 'n groot skaal met betrekking tot die eindtyd waarin ons lewe. So ek hoop jy besef dit, dat die tyd waarin ons vandag lewe is die laaste dae. Ons is in die laaste dae, daar is rebellie wat natuurlik reg oor hierdie wêreld plaasvind en rebellie het eintlik ontstaan in die hemel. Dis waar rebellie ontstaan het. Rebellie het ontstaan toe die duiwel teen Jahwe gerebelleer het. Dis waar rebellie ontstaan het. En ons sien in die boek van Esegiel 28 vers 17, kom praat die woord en hy sê dat hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Hy praat van die duiwel. Hy praat van die duiwel. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou kan neersien. So dit praat spesifiek van die vyand, van die duiwel wat gerebelleer het teen Jahwe. Jesaja hoofstuk 14 kom sê dit ook. Vers 13 tot 14. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van Elohim. En sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde, en ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. En hier's die probleem vandag nog steeds. Want rebellie kom in die hart in. En rebellie wil die mens verhef bo wat hy eintlik is. So dis hoekom daar in vandag se tyd so 'n groot rebellie is wat plaasvind. En as jy gaan kyk in die boek van Openbaring, sal jy sien Openbaring hoofstuk 13 praat dit presies dieselfde oor wat hier gebeur. Met ander woorde, die duiwel wil weer eens 'n posisie inneem en hy soek aanbidding vir homself. So daar's weer eens rebellie wat gaan plaasvind en ongelukkig hierdie rebelsheid in die hart gaan die wêreld mislei. En ongelukkig sit ons vandag onder hierdie misleiding. Ons sit vandag in hierdie wêreld wat daar 'n rebelsheid is en daar's rebelsheid teen die woord van God. Daar's rebelsheid teen die gesag van Jahwe ons Elohim. Dis hoekom jy kry in universiteite kry jy nou natuurlik jou evolusie leer en jy kry mense wat opstaan, jy kry jou Pride Month wat nou natuurlik hierdie maand van Junie is en 'n hele maand word daartoe afgelê spesifiek vir dit wat die duiwel gedoen het. Want daar was hoogmoed in sy hart, daar was pride en hy het met rebellie opgegaan na die troon van Jahwe en hy is uit die hemel uitgeskop. So ons weet nou natuurlik wat is die uiteinde van rebellie. So rebellie bestaan al van die begin af en is natuurlik die fokus van die vyand. Want die fokus van die vyand is juis daarop vir die mens om te rebelleer teen die woord,
te rebelleer teen die gesag van Jahwe, te rebelleer teen reg en geregtigheid en gehoorsaam. Nou wil ek jou vat na Numeri hoofstuk 16. En Numeri hoofstuk 16 vanaf vers 1 tot 3 en hy praat van Korag. Korag is die seun van Jeshar, die seun van Kehat, die seun van Levi, saam met Datan, Abiram, seun van Eliab, en On, die seun van Pelet, die seun van Ruben. En hy het manne geneem, en hulle het opgestaan voor die oë van Moses, saam met 250 man uit die kinders van Israel, owerstes van die vergadering, manne wat opgeroep was vir die volksvergadering, manne van naam. Hier kom Korag en Korag staan op en onthou, kyk wat gebeur, let op wat sê die woord praat van Korag en 250 mense saam met hom wat rebelleer. Onthou een ding, dat dis nie altyd net een persoon wat alleen rebelleer. Daar's gewoonlik 'n gevolg. Selfs met die duiwel het gerebelleer, hy het 'n derde van die engele het hy aan sy kant gekry om teen Jahwe te rebelleer. En daai omdraai salwing, daai anointing, daai turnaround, daai omdraai salwing was op die duiwel gewees en is so baie op mense se lewens ook, waar hulle ander mense beïnvloed om ook te rebelleer. En dis wat hierdie wêreld doen, dis wat die samelewing doen. Want as daar nou een nuusberig uitgegee word, en daar's 'n klompie mense wat nou rebelleer, dan versprei dit soos 'n veldbrand, dan ewe skielik sien jy dat daar is duisende mense wat opstaan en rebelleer. Dit is presies wat hier gebeur. So, hy staan nie alleen op nie, hy het opgestaan saam met 250 ander mense om te rebelleer. En hulle het bymekaar gekom teen Moses en Aaron en aan hulle gesê, dit is nou genoeg. Want die hele vergadering, hulle almal is heilig en Jahwe is in hulle midde. Waarom verhef julle heel dan oor die vergadering van Jahwe? So ons sien hierso dat Korag kom in opstand en rebellie teen die lewende God. Vir die priesterlike ampt wat Jahwe vasgestel het en dat Aaron hoëpriester is. So inteendeel, hy kom nie net in opstand teen Aaron en Moses nie. En dis wat op die oppervlak gebeur. En dis wat baie keer gebeur ook in huishoudings, dit gebeur in samelewings, dit gebeur in die regering, dit gebeur in baie aspekte, waar die opstand is nie direk gerig teen die mens nie. Die opstand word gerig teen Jahwe ons Elohim. Dis waar die opstand opgerig word. Want mense wat rebelleer dat godsdienst uit die skole uitgehaal word, teen wie rebelleer hulle? Rebelleer hulle teen die skool of rebelleer hulle teen godsdienst? Hulle rebelleer eintlik teen die lewende God. En dis wat plaasgevind het en die mense is maar net okay om te sê, weet jy wat, om die vrede te bewaar, kom ons verwyder dit. Ons moet nou all-inclusive wees, so met ander woorde, ons sit nou met 'n dilemma, want nou kom daar mense in van ander gelowe. Nou kom daar moslems in, nou kom daar ouens in wat glo in voorvadergeeste, daar kom hindoes in, daar kom boeddhiste in, en ons moet nou almal onder een dekmantel van vrede moet ons nou funksioneer. So weet jy wat, hier is die oplossing, kom ons raak ontslae van godsdienst uit die skole. En dit snowball. Nou is dit uit die regering uit, dis uit skole uit, en dis uit die samelewing, en nou is dit ewe skielik verkeerd om sekere dinge te doen. En dis 'n absolute rebellie. Dis nie 'n rebellie teen die mens nie, dis 'n rebellie teen die lewende God. So Korag reken dat enige iemand uit die vergadering van Israel heilig is en in staat is om 'n geestelike funksie te verrig. Wat hy nie verstaan nie, en ek wil gou hierdie met jou deel. Wat Korag nie verstaan nie, is dat elke een het sy roeping. Vader roep verskeie mense om te help om die tabernakel op te rig. Hy gee aan hulle wysheid en insig en raad en kennis om te help om sekere instrumente te maak en sekere goed by te voeg en hulle kundig te maak in terme van die oprig van die tabernakel. Dan stel hy mense aan vir die diens van die tabernakel, en dis die Lewiete, en uiteraard is Moses toe aangestel as die hoëpriester. So daar's 'n sekere manier hoe Vader dinge doen.
En die oomblik wanneer die mens in opstand kom teen hoe Vader dinge doen, is dit rebellie. Daar's 'n sekere patroon in Vader se woord, daar's 'n sekere manier hoe Vader funksioneer uit sy woord uit. En die oomblik wanneer mense rebelleer teen dit of in opstand kom teen dit, dan rebelleer hulle teen Jahwe. So nou sê Korag, maar almal is in staat om dit te doen. En dit is wat baie keer ook gebeur in die hart van mense. En in die hart van mense sê mense, maar hoorie so, ek wil ook dit doen. Ek wil ook daai posisie hê. Ek wil ook dit doen wat daai persoon doen. Of daar's dalk mense wat by die gemeente aankom of op sosiale media na die boodskap kyk en sê, maar weet jy wat, ek wil ook dit doen wat Rian doen. Ek wil ook dit doen. Maar dis baie belangrik om die roeping te ontvang daarvan. So dis een ding om te kyk en te sien, maar hoorie so, ek wil graag dit doen, en dis 'n ander ding om die roeping daarvoor te ontvang. Want nie almal het dieselfde roeping nie. En Korag verstaan dit nie. Korag het 'n roeping. Hy het 'n roeping, maar hy ag nie sy roeping belangrik nie, en hy smag en hy begeer en hy raak jaloers op iemand anders se roeping en hy wil dit begeer. In steede daarvan om ten volle te funksioneer in die roeping wat Vader vir hom gegee het. Want onthou een ding, Korag was ook 'n leviet gewees. Korag was ook 'n leviet gewees, maar Korag was sekere goed nie toegedien of 'n roeping ontvang daarvoor nie, want die huishouding van Aaron en sy seuns en het die Levitiese priesterlike orde ontvang. En Aaron is die hoëpriester. En wat baie keer gebeur in die hart van mense wat wil rebelleer, hulle sien iets en hulle smag en hulle begeer na iemand anderste se posisie en dan veroorsaak dit rebellie. In steede daarvan om te besef, maar wat is my roeping? Wat is my roeping? Wat het Vader my geskape? Wat is die wysheid en die insig wat hy vir my gegee het om te kan diens doen? Want elkeen van ons, maak nie saak wie hy is nie, elke gelowige het 'n dienswerk wat hy moet verrig. Elke gelowige. Net soos wat daar sekere mense is wat die Levitiese priesterlike orde kon uitvoer, wat kon diens doen in die tabernakel, soos daar ander mense wat bygevoeg het tot die tabernakel, wat sekere goed gemaak het en wat kundig was om te help en by te voeg, maar dis nie hulle diens om te werk in die tabernakel. So is dit in vandag se tyd ook. So daar is mense wat die wysheid en die insig en die kennis het wat kan toevoeg tot die koninkryk van God. En hulle daai kennis, hulle daai wysheid en hulle kan soveel dinge byvoeg, en daarom het ek mense wat ek ken en wat ek na toe kan gaan om raad en advies te kry vir verskeie aspekte. En dis hoekom jy in hierdie wêreld kry jy nou natuurlik verskillende mense wat in verskillende beroepe is. Dus as ek nou byvoorbeeld gou hierdie gemeente se krag moet oordoen, die kragdrade, en ek sien maar hier's 'n probleem en daar's 'n probleem, en ek moet dit nou self doen, en nou doen ek dit, en ek trek die drade deur, en ek koppel die goed waar dit moet wees, gaan ek heel waarskynlik foute maak, want ek is nie 'n elektriesien van trade nie. So daarom kry ek mense in, wat daai kennis het, wat weet waaroor dit gaan, wat daai roeping en daai kennis ontvang het van Vader om daarin te funksioneer. Maar nou kom Korag, en Korag begeer iets wat eintlik nie vir hom beskore is nie. In steede daarvan om te besef, maar weet jy wat, ek moet bly in my roeping, ek moet bly in my baan, ek moet bly in my roeping, staan hy op, saam met 'n gevolg en sê, ons hou nie van die manier wat dinge gedoen word. Ons wil hê dit moet die volgende gebeur. Ons wil die volgende doen. En hy kom in opstand. En eintlik het Korag die hoëpriester amper begeer. Let op, hy kom nie in opstand teen Moses en teen Aaron en die priesters nie, maar hy kom in opstand teen Jahwe. Moses en Aaron het nie hulle self aangestel nie. Hulle was deur Jahwe aangestel. Die oomblik wanneer mense self aangestel word, dan kom daar 'n probleem. Dan kom daar hoogmoed, dan kom daar rebellie. So, maar wie was Korag dan? Wie was Korag? Kom ek praat gou met jou
oor Korag. Korag se naam beteken boldness. Met ander woorde, nie 'n boldness soos wat Dawid gehad het of om vir Goliat aan te vat nie. Nee. 'n Boldness, met ander woorde, soos kaal, 'n kaal kop, 'n boldness. Met ander woorde, 'n kaal plek. So Korag se naam beteken eintlik kaal plek, boldness, kaal plek, ys, haal en ryp. In ander woorde, Korag het koud geword in sy hart. Hy het ongevoelig en koud geword in sy hart en daar was 'n kaal plek in sy lewe. In ander woorde, daar het iets ontbreek. Daar was 'n kaal area gewees in sy lewe waar daar dinge is wat ontbreek het. Met ander woorde, daar was nie vrugbaarheid. So dit wat Korag doen veroorsaak divisie en los 'n gaping, dit los 'n kaal plek in die vergadering van Israel. En dit is deel van die dinge wat nou natuurlik Jahwe haat. Deel daarvan. Want Spreuke 6 vers 16 sê, hierdie 6 dinge haat Jahwe en 7 is vir sy siel 'n gruwel. En wat haat hy? Nou sê die woord, hy sê hy haat trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig is om na die kwaad toe aan te loop, en een wat 'n valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. So tussen broers tweedrag saai, dis die 7de een. En dis wat Vader nou natuurlik haat. Hy haat daai 6 dinge, die 7de een is vir hom 'n gruwel. En is die feit dat Korag veroorsaak tweedrag tussen die volk. Hy veroorsaak tweedrag. Ons word gewaarsku dat daar geen divisie moet wees tussen gelowiges nie. Maar dat daar eenheid moet wees, daar mag nie divisie wees nie, daar moet eenheid wees en harmonie, maar dit is die area waar die duiwel die grootste sukses behaal. Dat daar divisie is onder gelowiges. Want hierdie een glo so en daai een glo so en elkeen glo anders en elke gemeente glo anders en almal dink hulle is reg. Want hierdie gemeente stig af van daai gemeente en daai gemeente stig weer af van daai gemeente en almal dink hulle glo reg en hulle ken die waarheid en die vyand veroorsaak eintlik divisie. Die vyand veroorsaak divisie, verwarring en dit spoel uit in rebellie. Dis presies wat gebeur. Die waarskuwing kom in die boek van 1 Korintiërs 1 vers 10. En hy sê, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons meester Yeshua die Messias om elkeen eensstemmig te wees en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Let op wat sê die woord hier. Hy sê, maar ek vermaan julle broeders. Hy sê nie, maar ek vermaan julle NG Kerk, maar ek vermaan julle AGS, ek vermaan julle Miktas gemeente, ek vermaan julle hierdie gemeente, daai gemeente, daai gemeente. Nee, hy sê ek vermaan julle broeders in die naam van ons meester Yeshua die Messias om almal eensstemmig te wees. Almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en dieselfde mening. So selfs in die huishouding mag daar nie skeringe wees nie. Selfde gesindheid, selfde mening. In ander woorde, soos wat ek die woord verstaan, soos wat ek die woord lees, so moet almal dit lees. So hoekom is daar dan hierdie verwarring? Hoekom is daar dan mense wat glo, hierdie mense glo so en daai mense glo so en daai gemeente glo dit en hierdie gemeente glo dit en almal dink hulle is reg? Hoekom moet daar nie skeringe wees nie? Hoekom moet almal eensstemmig wees? Want dit veroorsaak stryery, dit veroorsaak konflik, dit veroorsaak jaloesie en dit veroorsaak rebellie. Dis hoekom die woord ons waarsku dat dit nie moet plaasvind nie. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3 sê, en ek broeders kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike. Soos met klein kindertjies in die Messias en ek kon julle nie met melk of ek het julle met melk gevoed en nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle jaloersheid is en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle dan nie onder na die mens nie. En dis wat
die woord kom skryf en hy sê, maar as gevolg van die feit dat julle nog op die vlees fokus, is daar jaloersheid, daar is twis, daar is tweedrag en daar is rebellie. So dis hoe rebellie begin funksioneer in mense se lewens, is wanneer daar gefokus word op die vlees. Want daar gefokus word op die vlees. So met ander woorde, ons het nou begin besef dat in die huishouding en in die gemeente van Jahwe en in die liggaam van Yeshua, gaan dit nie oor my nie, dit gaan ook nie oor jou nie, dit gaan oor ons as 'n eenheid. Dit gaan alles oor Yeshua. En wanneer die mens en die gemeente dit kan besef, dan sal die krag van God kan begin geopenbaar word in die mense en in die gemeente se lewens. En omdat Korah gefokus was op die vlees, het hy in rebellie geval. Want ek wil dit doen. Ek wil daai posisie hê. Ek wil daai inneem. Want dit kan nie net hulle wees nie. Wat nou van my? En as gevolg van daai siening en as gevolg van die vlees, het Korah in opstand gekom. En so kom ons as mens ook baie keer in opstand, want ek wil ook. Ek wil ook dit hê. Ek wil ook daai doen. Ek wil ook hierdie hê. En dan kom ons in rebellie en ons kom in opstand, want die woord sê duidelik vir ons dat ons het 'n roeping, ons het 'n doel en ons het 'n identiteit. En ek en jy kan nie iets anderste as dit begeer of daarna strewe nie. Ons kan nie onsself vergelyk met ander nie. Ek kan nie my bediening vergelyk met iemand anders se bediening nie. Want my bediening, dis hoe Vader my kom salf het, my kom toevertrou het en toerus het. Ek kan nie praat soos iemand anders nie, ek kan nie funksioneer soos iemand anders nie. So daarom moet ek funksioneer binne die raamwerk van wat Vader vir my kom gee het. Maar ongelukkig vergelyk die mens homself met ander, en hierdie een vergelyk hom met daai ene, en nou wil ek ook dit hê, en ek begeer dit, en dan kom daar rebellie, en dan kom daar opstand. Maar hoe het Moses dit gehanteer? Moses het dit so mooi gehanteer, en kyk wat gebeur hier, in Numeri hoofstuk 16 vers 4 tot 7. Toe Moses dit hoor, het hy op sy aangesig geval. So wat gebeur hier? Daar kom nederigheid in Moses se hart. Nederigheid. Want hy weet die opstand kom nie teen hom as mens nie. Die opstand kom teen Jahwe ons Elohim. En hy het met Korah en sy hele bende gespreek en gesê, môre vroeg, dan sal Jahwe bekend maak wie hom toebehoort en wie die heilige is. Let op, Moses kom nie in opstand en sê, hoor hierso, wie is jy om te dink dat jy nou iets wil doen nie? Ek is die gesalfde van Jahwe. Moses doen nie dit nie. Hy kom in nederigheid en hy val voor sy aangesig neer. En hy sê, môre vroeg dan sal Jahwe bekend maak. Met ander woorde, hy gee dit alles terug aan Vader om te sê, hoor hierso, Vader gaan aan julle kan kom openbaar wie werklik waar aangestel is. So Jahwe sal aan julle bekend maak wie hom toebehoort en wie die heilige is en wie hy na hom laat naderkom, wie hy uitkies, sal hy na hom laat naderkom. Doen dit. Neem vir julle 4 panne, Korah en julle hele bende, en gooi daar môre vuur in en lê daar reukwerk op voor die aangesig van Jahwe. Dan sal die man wat Jahwe uitkies, die heilige wees. Dit is nou genoeg, kinders van Levi. So Moses val voor die aangesig van Jahwe in nederigheid. Weet jy hoekom doen hy dit? Want hy ken Jahwe. Hy het 'n verhouding met hom. En hy weet wat Jahwe se optrede sal wees teen hierdie blaatante rebellie. Hy weet dit. Daarom val hy voor sy aangesig, want hy het verwag dat ewe skielik, sommer nou dadelik gaan daar iets gebeur en Vader gaan vuur uit die hemel uitstuur om hierdie mense te verteer. Hy het daai gevoel gehad. En daarom val hy voor sy aangesig neer en hy het in nederigheid voor Jahwe geval, want hy het geweet wat Vader se reaksie gaan wees. En dan praat en hy sê, ouens, so môreoggend, bring vir julle 4 panne. En wat verteenwoordig die 4 panne? Die 4 panne verteenwoordig die toets van ware autoriteit.
Dit verteenwoordig die 4 teenwoordigheid van Jahwe. Dit verteenwoordig nou natuurlik Jahwe se teenwoordigheid in mense se lewens, en die 4 panne was gebruik gewees ook om wierook ook op te plaas. So, die 4 panne moet gebring word. Nou onthou nou een ding, dat Moses het Jahwe ontmoet by die brandende bos. Hy het vir Jahwe ontmoet by die brandende bos. So wat het daar gebeur? Hy het Jahwe ontmoet in die vuur. So daar het 4 plaasgevind, en die 4 het nou natuurlik vir Moses kom louter. En Moses het 'n verhouding met Jahwe gehad. Hy is al deur die toets van beproewing. Hy het die ware toets van beproewing het hy ervaar en beleef, en daai toets van autoriteit was op Moses. Selfs met Aaron. Die toets van autoriteit was op Aaron gewees, want daar's baie dinge wat hulle al ervaar het en beleef het. Hy lei die volk uit. Uit van die begin af het hy konflik gehad van die volk af. En die volk het in opstand gekom teen Moses, nie net daai keer nie, sommer baie kere. So met ander woorde, Moses het die toets van autoriteit op sy lewe gehad. Hy het in die eerste plek het hy vir Jahwe ontmoet in die vuur, en daai vuur het hom kom toets, kom louter, kom suiwer, so hy die ware toets van autoriteit het hy weerstaan, het hy deurgegaan. En die vuur verteenwoordig nou natuurlik Jahwe se teenwoordigheid, want die woord verklaar dat daar was niemand soos Moses gewees wat van mond tot mond met Jahwe gepraat het. En Moses beweeg op in Vader se teenwoordigheid, hy kom af, sy gesig glinster. Met ander woorde, hy's in sy teenwoordigheid, hy die vuur van autoriteit, die toets van autoriteit het hy deurgegaan en ervaar. En Korag het dit nie ervaar nie, hy het dit nie beleef nie. Nou kom Korag en hy smag na 'n posisie sonder om die ware toets van autoriteit deur te gaan. Nou smag hy daardie posisie. Mense, dit is belangrik om deur die toetse in jou lewe te gaan, want die vuur sal ons werk op die proef plaas. Die toetse in ons lewe beproef ons in ons posisie. So jy kan nie iets begeer as jy nog nie daardeur is nie. Dis dieselfde met Dawid. Dawid was vir 13 jaar was hy aan diens gewees by Saul. Hy sekere toetse deur voordat hy as koning aangestel was. Selfde met Josef. Josef was vir 13 jaar was hy sekere toetse deur voordat hy aangestel is as tweede in bewind van die koninkryk van Egipte. Selfde met Moses. Moses was vir 40 jaar was hy in die woestyn gewees wat hy gevlug het uit Egipte uit. En hy moes eers sekere dinge ervaar het en beleef het voordat hy as leier van die volk kom optree. So nou kom Korag en Korag wil daai posisie inneem sonder die ware toets van autoriteit. Die wierook verteenwoordig nou natuurlik aanbidding en 'n geestelike posisie en 'n verhouding met Jahwe. En ons weet Moses het daai verhouding gehad. En Korag het dit nie gehad nie. Nou smag Korag na daai posisie, want hy nie 'n verhouding het met Jahwe nie. Hy het nie daai posisie nie, hy het nie gekom by die brandende bos nie. Hy het nie daai aanbidding wat Moses het nie. Nou smag Korag na daai posisie, en dis hoekom dit 'n probleem is. Want hy's nie daardeur nie. Hy het nie daai verhouding nie. Nie almal van ons kan die toets slaag nie. Nie almal van ons nie. Nie almal van ons kan die toets slaag wat iemand anders te geslaag het nie. So, my toetse waardeur ek gaan, kan nie iemand anders te deurgaan nie. Die toetse waardeur jy gaan, is nie vir my beskore nie. Ek kan nie daardeur gaan nie. Ek gaan dit nie slaag nie. Want elkeen van ons se lewe is anderste. En daarom sê die woord in 2 Timoteus 2 vers 15, hy sê, lê jou daarop toe om jou beproef voor Elohim te stel as 'n werker, wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. So ons moet beproef word in ons spesifieke posisie. Ons moet beproef word in ons roeping. So dit beteken nie dat ek nou beproef word om iets aan Vader te bewys of sy liefde te ontvang nie. Dis nie wat dit beteken nie. Ek word nie beproef of ek moet perform
ek moet deur hierdie performance gaan om te bewys dat Vader se liefde en ek bewys dit wat ek van Vader ontvang nie. Nee, eintlik die beproewing waardeur ek gaan. Kom ek lees dit weer vir jou. 2 Timoteus 2 vers 15. Hy sê lê jou daarop toe om jou beproef voor Elohim te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van waarheid reg sny. So met ander woorde, ek het nie nou nodig om te perform nie. Dit is 'n demonstrasie van my getrouheid, van my gehoorsaamheid, my integriteit en my geestelike volwassenheid. Maar ongelukkig wil Korag iets anders te doen. Hy wil iets anders te doen. Nou kom Korag en hy leer 'n baie duur les. Numeri 16 vers 30 tot 33. Maar as Jahwe iets nuuts skep en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind en met alles wat aan hulle behoort en hulle lewendig na die doodryk afdwaal, dan sal julle weet dat hierdie manne Jahwe verag het en toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind saam met hulle huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het en al die goed. So het hulle dan met alles waar hulle sin was, wat hulle sin was, lewendig na die doodryk afgedwaal en die aarde het hulle oordek en hulle het omgekom uit die vergadering. Eers hier is dan maar iets amazings wat hier plaasgevind het. Onthou, Vader moet optree teen rebellie. Hy gaan dit altyd doen. Hy gaan altyd optree teen rebellie, want hy is getrou, hy is regverdig, hy is heilig en hy is waaragtig. Hy het opgetree toe die vyand hom genader het in rebellie, toe het Vader opgetree. En net so moes Vader optree teen rebellie toe dit plaasgevind het. So Vader sal optree teenoor rebellie hier op aarde. Hy tree op in rebellie teen mense wat opstaan in rebellie. Daarom is dit belangrik dat daar kan nie rebelsheid in jou hart wees nie. So Korag veroorsaak divisie. Nou kyk gou hier. Ek wil jou weer terugvat na hierdie gedeelte, Numeri hoofstuk 16 vers 30. Daar gebeur iets. Die aarde maak sy mond oop. Alright, so wat het Korag gedoen? Korag het met sy mond divisie veroorsaak. Met sy mond het hy divisie veroorsaak. Spreuke 18 vers 21. Hy sê dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat die vrug daarvan gebruik of elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. So hier sê die woord dat dood en lewe lê in die mag van die tong. So Korag veroorsaak divisie met sy mond. Hy spreek dinge. Hy veroorsaak divisie. Hier kom die oordeel. Hier kom die oordeel. Die aarde maak sy mond oop teenoor Korag. Wow. So met ander woorde, dit wat ek en jy doen, dit wat ek en jy sê, hoe ek en jy optree, ons gaan dit terug ontvang. Want net soos wat ons optree, daarom sê die woord, hy sê laat niemand mislei word nie. Niemand mislei word nie. Die woord sê baie duidelik. Net wat jy saai, sal jy maai. So wat het Korag gesaai? Hy het met sy mond divisie gesaai. Wat gebeur? Die aarde maak sy mond oop. Korag het homself verhoog teen Jahwe. Met ander woorde, hy kom op in rebellie, hy het homself verhoog in 'n posisie waar hy, wat nie vir hom beskore was nie, hy kom teen Jahwe, teen die wat Jahwe aangestel het, hy kom in opstand, so hy verhoog homself teen Jahwe. Kyk wat sê die woord, Jakobus hoofstuk 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, Elohim weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Hier sê die woord dit. Aan die nederiges gee hy genade. So Korag het homself verhoog teen Jahwe. Wat is die oordeel? Die oordeel, hulle het afgesak tot op die laagste plek onder die aarde, en dis die doderyk. So met ander woorde, hy verhoog homself, wat gebeur? Hy sak af tot in die doderyk. Ja, mense, ek en jy moet verstaan dat waar dit kom by ons verhouding met Vader, en daar's net een manier, en dis ons moet in nederigheid voor hom wees. Die enigste manier op na Vader is by die mens die manier af. So in ander woorde, as ek en jy in nederigheid is, ons sak op ons knie en ons bly nederig van hart, is dit die enigste manier hoe ek en jy Vader kan nader.
So die oordeel kom en hulle sak af tot op die laagste plek in die aarde en dis die doodryk. Kyk wat gebeur hier. Nou is hulle in die doodryk, die aarde maak sy mond toe en nou is daar geen bewyse meer van hulle nie. In ander woorde, wat hier plaasgevind het, hulle kry geen graf nie. Want gewoonlik as iemand oorlede is en iemand gaan dood, dan gaan hy in 'n graf en dan is daar 'n herdenking. Daar's 'n herdenking. Ek kan jou nou vat na begrafplase hier naby. Ek het al baie begrafnisse gedoen en ek kan jou vat en ek kan vir jou gaan wys, hoor hierso, hier lê hierdie persoon wat ek begrawe het, daar lê hierdie persoon, hier's my ouers wat begrawe is en ek kan jou vat na baie plekke toe en jy kan gaan kyk en selfs jou familie kan jy gaan kyk, maar daar is 'n graf. So met ander woorde, daar's 'n rusplek. Daar is 'n herdenking of 'n herinnering van daai persoon. Jy kan soontoe gaan en jy kan gaan kyk, maar hier lê my familielid, hier lê my geliefdes en is 'n plek van oordenking, herdenking en herinnering. So jy kan daai persoon kan jy onthou en jy kan sien, maar hier's die graf, hier's die rusplek. Korag en sy hele gevolg kry geen graf nie, geen rusplek nie, geen herinnering, geen herdenking. Niks. Hulle is verwyder van hierdie aarde af. Hulle is totaal uitgewis en dis wat rebellie veroorsaak. Ons kan nie vandag rebelleer teen die woord van Jahwe nie. Ons kan nie. Ons kan nie teen die woord rebelleer nie. En die woord kom en hy sê baie duidelik. In Psalm 133 vers 1 tot 3. Hy sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Nou, hierdie sluit almal in. Hierdie sluit gelowiges in. Hierdie sluit huishoudings in. Hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron. Hoekom gebruik hy Aaron? Want daar was 'n rebellie, daar was 'n opstand teen Aaron as hoëpriester. Dis hoekom skryf die psalmdigter, hy skryf, maar hoor hierso, dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere, en dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied Jahwe die seën, die lewe tot in ewigheid. So hy praat van Aaron, want daar was rebellie gewees teen Aaron. En hy sê dat daar eenheid is, as daar eenheid is dit so die olie wat afloop, wat uitgegiet word op die hoof van Aaron, wat afloop tot op die soem van die kleed. En wanneer daar die eenheid is, daar sal Jahwe sy seën gebied, sy lewe gee tot in ewigheid. So dis wat Vader van ons verwag, dat ons in eenheid moet lewe. Maar kyk nou wat gebeur in hierdie wêreld. In hierdie wêreld is daar rebellie. Daar's 'n opstand teen die woord. Praat jy net so 'n bietjie oor gehoorsaamheid? Praat jy oor die naam van Jahwe? Praat jy oor die feeste? Praat jy oor die Shabbat? Dan is daar 'n opstand, daar's 'n rebellie teen die woord. So mense kom nie eintlik teen jou nie, hulle kom teen die woord. Hulle kom in 'n rebellie teen die woord van Jahwe. Praat jy nou oor die waarheid van God se woord? Praat jy nou oor wie Yeshua is in die totaliteit? Dan staan mense wat opstaan. So hulle kom in 'n rebellie, nie teen jou as mens nie, hulle kom in 'n rebellie teen die woord. Praat jy met 'n ongelowige en jy probeer om die waarheid van God se woord in daai persoon in te kry en om lei tot bekering, wat gebeur? Hy kom in opstand, hy kom in rebellie. En dit is nie gemik teen jou nie, dit is gemik teen die woord. En in vandag se tyd waarin ons lewe is daar soveel rebellie. Daar's soveel rebellie. Mense kom in opstand want dis nou oukei om gay te wees en dis oukei om dieselfde geslag in jou lewe te hê. Dis oukei om transgender te wees en die oomblik wanneer mense nou daarteen praat, dan kom mense in opstand en rebellie. En wie is jy as mens? Wie is jy as mens om nou enigiets daarteen te sê? Want dan kom jy nou in opstand daartoe en daar's 'n rebellie teenoor die woord. Want die woord is baie duidelik. Die woord is ongelukkig baie duidelik.
En mense kom in opstand, as jy praat oor abortus, dan kom mense in opstand, want hulle rebelleer teen die woord. Hulle rebelleer teen die woord. Mense doen wat hulle wil, en hulle maak soos wat hulle wil. En ek wil vandag hierdie boodskap aan jou oordra, en ek wil eintlik net lekker met jou gesels het, want die feit bly staan is, mense, ons lewe in die laaste dae. En dieselfde opstand en dieselfde rebellie wat Korag gedoen het, is in vandag se tyd nog steeds. En mense staan in opstand. Praat net so 'n bietjie met mense, dan sien jy hoe rebelleer hulle. Dis nie gemik teen jou nie, dis gemik teen die woord van Jahwe. Dis gemik teen sy woord, dis gemik teen Jahwe onsself. En weet jy wat, dit maak my hart seer, maar dit maak my opgewonde ook. Want Vader moet reageer en optree teen rebellie. En ons lewe in die laaste dae, en die dag gaan kom wat Yeshua sy verskyning gaan maak, en dat hy gaan optree teen rebellie, en dat hy finaal en al gaan bewys wie hy werklik waar is. En mense gaan uitroep om te sê, het ek maar geglo toe ek die geleentheid gehad het. Het ek maar geglo, het ek maar eerder my aangesig voor die lewende God gebuig, en hom aangeroep, as wat ek nou in hierdie posisie is, en ek verloor my lewe. Ek verloor die gawe van die ewige lewe. Want Vader roep ons tot eenheid. Ons moet in eenheid staan van geloof, ons moet in eenheid staan in ons huishouding, ons moet in eenheid staan in die huwelik, en hy roep ons dat ons in vrede en in 'n salwing sal lewe, 'n salwing van eenheid en vrede, want daar sal Jahwe sy seën gebied, waar daar eenheid is. En daar sal lewe wees tot in ewigheid. En ek wil vandag hierdie woord oordra, sodat daar eenheid kan wees in jou lewe, eenheid kan wees in die huishouding, eenheid kan wees onder mekaar, eenheid kan wees onder broeders, dat daar nie 'n stryery sal wees nie, 'n konflik sal wees nie. En eintlik het die woord ons kom waarsku om te sê, ouens, daar kan nie skeringe onder julle wees nie. Daar kan nie hierdie rebelsheid wees waar hierdie een kom teen die woord en daai ene glo dit en daai ene glo dit nie. Daar moet eenheid wees waar die woord van God nou natuurlik oorgedra word met die waarheid. Halleluja. So mense, ek wil saam met jou bid vandag. En ek wil jou net kom toemaak vandag met Vader se vrede, sy liefde, sy goedheid en sy genade. Vader, dankie. Ek eer U vir U woord vandag. Dankie dat ons kan kom sit vandag by die woord van Jahwe ons Elohim om onderrig te ontvang. Vader, dat ons sal luister wat U woord sê, dat ons harte ontvanklik sal wees. Vader, dat daar geen wortel van rebellie in ons lewe sal wees van enige aspek. Vader, maar dat ons gehoorsaam sal wees aan die woord van Jahwe ons Elohim. Vader, ons bind nou elke gees van rebellie in ons lewens. Vader, ons ruk dit uit wortel en al uit ons lewe uit, en dat ons gehoorsaam sal wees aan U woord, om U woord absoluut uit te leef in ons lewe. Vader, dat die woord lewendig sal word in ons. En Vader, dat ons werklik waar ons gedagtepatroon sal kom van ander, sodat U vereer en verheerlik sal word. Vader, ek bid vir vrede, ek bid vir liefde, ek bid vir samehorigheid, ek bid nou vir eenheid in mense se lewens, en waar hulle as 'n huishouding bymekaar kom, of 'n Shabbat groepie bymekaar kom, Vader, bid ek dat die eenheid van Jahwe ons Elohim daar sal wees, dat die prins van vrede, Yeshua ons verlosser en saligmaker, nou daar in elke hart sal wees, sodat U vereer en verheerlik sal word. Vader, dankie. Dankie dat ek hierdie woord kan oordra vir mense wat ontvanklik is vir die woord. En ek bid dat U alleen verheerlik sal word in mense se lewens. En dis ons gebed en ons uitroepe vandag in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En ons gees roep uit. Halleluja. Halleluja. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek eer ons lewende God, ons Skepper, dat jy deel is van hierdie bediening. So mag jy hierdie Shabbat geniet. Mag jy sy vrede en sy liefde ervaar. Nou ja, ek wil jou groet in die naam van ons Meester Yeshua. Van my kant af, wees geseënd tot volgende keer. Shalom.